beste algemene jaarvergadering afgevaardigdes, lede en belanghebbers. Dit is voorwaar vir my 'n voorreg om u weer te verwelkom by ons algemene jaarvergadering, wat die afsluiting van die jaar 29 Februarie 2024 as verslagperiode het. Ons was voorwaar hierdie jaar weer baie geseënd en het ongelooflik baie hoogtepunte beleef. Ek wil vir u sê dat die kultuurkuier wat voorlê ook vir ons 'n groot vooruitsig is. Ons dra ons tema van laasjaar se kultuurkuier oor na die eerskomende kultuurkuier van 10 Julie 2024 en ons gaan weer met mekaar bietjie gesels oor gemeenskappe, omgewing en verbintenisse as die ankers om te floreer. U weet, ons kom so pas uit 'n algemene verkiesing en juis in hierdie onsekere tyd waar daar gesprekke is oor koalisieregerings, hoe die pad vorentoe gaan lyk, hoe goed gaan uitwerk, is dit ongelooflik belangrik vir gemeenskappe om vas te hou aan ankers en om in verbintenis saam te werk om 'n beter toekoms te bewerkstellig. Ons het bietjie gaan kyk na die Indulamiti scenario's wat gebou is spesifiek met 2035 as die uitkomsjaar. U sal sien dat dit toegelig is in my BD-verslag van hierdie jaar en dat ons daar praat oor die verskillende voëls in die natuur as versinnebeelding van hierdie scenario's. Ek sou u aanraai, kom ons wees almal versamelvoëls. Kom ons werk saam. Kom ons maak die land beter. In hierdie verslagjaar het die IMS-stelsel vir ons werklik resultate begin lewer, in die sin dat ons regtig sinvol kan rapporteer oor al die aktiwiteite van die ATKV se 305 takke. Ons het letterlik honderde duisende mense in gemeenskappe bereik en ons kan dit meet en bewys. Wat 'n wonderlike prestasie. Ek wil ook vir u sê dat die taal en kultuur nasionale projekte van krag tot krag gegaan het. Ons sien jaar op jaar 'n stygings in inskrywings. Ons sien ons kinders deelneem, floreer, hulle vaardighede ontdek, hulle talente ontdek en dit heeltemal omarm. Abbasorg het in die verslagjaar van krag tot krag gegaan. U het gesien dat ons hande gevat het met Breadline Africa ten einde 'n skool in Kloetiswil te vestig wat regtig werklik voldoen aan die behoeftes van ons voorskoolse kinders en dat hierdie projek vir ons hopelik 'n bloudruk sal wees vir toekomstige uitbreiding. Taalgenoot het weer eens sy naam gestand gedoen as een van die beste tydskrifte in Afrikaans en het verskeie toekennings ingepalm. Dit is 'n pragtige getuienis van Johan Jack Smith se nalatenskap, maar ook van 'n span se toewyding en mense se ingesteldheid om seker te maak dat die produkte van die ATKV altyd, maar altyd die beste sal wees en regtig sal streef daarna om die diversiteit, die inklusiwiteit, die kreatiwiteit van ons breë Afrikaans sprekende gemeenskap in Suid-Afrika en in die wêreld uit te stal. Die strategie rondom takke as 'n verspreidingskanaal vir die visie en die missie van die ATKV kry wonderlike vergestalting in ons 2 nasionale projekte. Soos jy reeds weet, het ons met Seed to Harvest hande gevat en ons groentetuinprojek nasionaal uitgerol. Dit het die resultaat gehad dat ons 209 volhoubare groentetuine kon vestig, wat wonderlike hulpmiddels is om in gemeenskappe voedselsekerheid te help bewerkstellig, daadwerklik sosio-ekonomiese uitdagings die hoof te bied. Die leesprojek gaan ook van krag tot krag. Ons het baie leesfasiliteerders opgelei, honderde letterlik, wat vir ons jong mense kan help om te leer, om te lees met begrip, om moedertaalonderrig te ondersteun en om werklik ons vlerke te sprei wat die vaardigheid betref om te kan leer. Die moedertaalprojek het ook in die verslagjaar bietjie aandag geniet in terme van gespreksreekse waar kundiges betrek is. En dit het vir ons baie mooi resultate en terugvoer besorg. Om ouers te inspireer om die regte keuses vir hulle kinders te maak, is immers vir ons baie belangrik. In die verslagjaar het ons 'n positiewe groei in ledetaal ervaar. Dit is wonderlik om te weet dat mense in hierdie moeilike tye nog steeds hulle weg oop sien om hulle hande in hulle sakke te druk en 'n bydrae te maak
tot die droom wat die ATKV vergestalt en om die hoop in aksie vir almal in Suid-Afrika tentoon te stel. Die verslagjaar het ook weer eens gewys dat die herstel in ons oortbesetting van krag tot krag gaan. Dis wonderlik om te weet dat mense nog steeds kies om die ATKV oorde as 'n voorkeurbestemming te gebruik wanneer hulle tyd wil spandeer met hulle gesinne en families, wanneer hulle in 'n veilige omgewing wil ontspan en mekaar wil geniet. So streef ons daarna om mense bymekaar te bring, om gemeenskappe te vorm en om netwerke te stig. Die taal is regtig besig om van krag tot krag te gaan. Daar's baie debatte, daar's baie onsekerheid, daar's baie keer ook baie ongelukkigheid. Maar die wonderlike is, al hierdie goed gebeur nog steeds in Afrikaans. Maak nie saak watter dialek of watter diversiteit jy is nie, almal sien hulle weg oop om hulle emosie, hulle diepste bedoelings en hulle absoluut diepste denke te deel in ons pragtige taal Afrikaans. Dit is verblydend dat mense hulle weg oop sien om nog steeds in Afrikaans hulle menswees te deel. Om in Afrikaans mense se menswaardigheid te respekteer, om in Afrikaans uit te reik. Ek wil vir julle sê, ons het ook hierdie jaar wat verby is, vir die eerste keer 'n projek geloods, wat ons vir meer van sal vertel, soos wat hy vergestalting kry, waar ons spesifiek kyk na die ontwikkeling van ons jongvolwasse mark en baie spesifiek na die leierseienskappe. Die jongvolwasse projek het ons aangepak in vennootskap met Global Changemakers, 'n organisasie wat akkreditasie van die Verenigde Nasies geniet. Die organisasie werk internasionaal en streef al vir etlike jare daarna om ons jong denkleiers en ons jong entrepreneurs bymekaar te bring om oplossings te vind vir die uitdagings in ons wêreld. U weet, baie keer is 'n probleem gedeel, 'n probleem opgelos. En ek dink om hierdie platform te kan skep met 'n vennoot wat absoluut geloofwaardig is en om vir ons jong mense 'n geleentheid te gee om te skakel met ander jong mense in ander dele van die wêreld wat soortgelyke en soms uiteenlopende probleme het, is 'n ongelooflike groot voorreg. Dit bied aan ons kinders, ons jong mense, ek mag sê kinders, aan ons jong mense die geleentheid om sterker te word, om te leer en om hulle vlerke te sprei, om die selfvertroue te ontwikkel, om hulle stem te laat hoor vir 'n wêreld waarin hulle die leiersposisies van die toekoms gaan opneem. Ek wil vir u sê, dit is regtig verblydend om te sien dat hierdie jong mense kom, dat hulle leierseienskappe toon, dat hulle oplossingsgedrewe werk in gemeenskappe om reuse uitdagings aan te spreek en dat hulle internasionaal uitreik en hande vat om idees uit te ruil en om van krag tot krag te gaan met idees wat baie klein begin, maar baie vinnig baie groot kan word. Die ingesteldheid van mense, die hart van mense om in hulle gemeenskappe verskil te maak, was nog altyd deel van die goue draad in die ATKV. Ek dink nie ons moet ooit daarvan afstand doen nie, want dit verseker dat ons relevant, geloofwaardig en kreatief sal omgaan om oplossings te vind en om die oplossings te laat gedei in ons pragtige land. Van my 'n persoonlike woord van dank aan die direksie en elke personeellid en lid van die ATKV. Sonder u sal ons nooit hierdie hoogtes kan bereik nie. My wens vir die ATKV is dat ons grondgebied sal vergroot, dat ons die positiewe bydrae sal maak en dat ons, soos wat ons 100-jarige bestaan nader, regtig van krag tot krag sal gaan. Ek dank u.